Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd. Dankie vir jou tyd saam vanoggend. Ons het gister begin kyk na die belangrikheid van die woord. As ek en jy in ons hart skeer, ons hart breek voor die Here, dis stap 1. Hy sê dan sal ons aan hom verbind bly. Maar stap 2 is en as ons in sy woord bly, sy woorde in ons bly. So ons kyk hierdie week na die belangrikheid van baie woord. Heeltyd woord, heeldag woord, soveel woord as moontlik. Vandag se skrif, Matteus 4 vers 4, baie bekend, Jesus in die woestyn, hy word deur die duiwel versoek, verander die klippe in brood, sodat jy kan eet, en Jesus sê, 'n mens het meer as brood nodig om van te lewe. Wat jy eintlik nodig het, is om te leef van elke woord uit God se mond. Nou, ons het hierdie skrif al baie hanteer, is een van my gunsteling skrifte in my lewe. 'n Mens sal nie van brood alleen leef nie, maar van elke woord uit die mond van God uit. Hier's net nog 'n gedagte daaroor. Eet jy net een keer 'n week? Wel, ek dink ek het nodig om dalk net een keer 'n week te eet en so 'n bietjie gewig te verloor, maar die waarheid is, nee. Okay, kom ons gaan nog een verder. Eet jy net een keer 'n dag? Ek weet van die intermittent fasting ding om gewig te verloor vir 8 ure, 10 ure, ek weet nie hoe lank nie, eet jy niks en bla bla bla. Maar kom ons wees eerlik. Ek en jy leef van brood. Kan ek sê amper die heel dag. Nee, ek weet van jou, as ek klaar ontbyt geëet het, dink ek, wat is middagete? Okay, so, en wat eet ons vir aandete? Okay, en wat eet ons tussenin? So ek eet amper die heel dag, dis my probleem. Maar hy sê, ons sal nie net van brood heeldag leef en eet vir ons fisies nie. So, hy sê maar van elke woord van God. Wat beteken dit? Dit is eenvoudig, die woord van God is die kos van jou gees. Ek wil hê jy moet dit vir jouself sê. Die Bybel is die kos van my gees. Ek moet van my Bybel leef, mens. Ek moet in my Bybel leef. Nou vinnig, hoor gou net die verskil. Moenie net dink is Bybel lees nie. Dis eers 'n geskeurde hart, dan Bybel lees. Jy sien, jou hart moet eers reg wees. Hier is die probleem, baie mense bestudeer die boek, maar dit verander nie hulle lewens nie. Jy moet die boek bestudeer met 'n geskeurde hart. Jy moet na die boek toe kom, honger, afwagtend. Jy moet na die boek toe kom, leerbaar, nederig, humble, sê Here, hierdie woorde is voedsel vir my gees. U woord is waarop ek leef. Nou, as jy nie brood eet vir jou liggaam, word jou liggaam al hoe swakker. Nee? Jy al hierdie fliekse kyk, ouens in konsentrasiekampe wat naderhand so maar word, want hulle kry so min kos, maar hulle bly net aan die lewe. Ek dink baie Christene lyk soos mense in konsentrasiekampe. Ek wou 'n preek gedoen het, die konsentrasiekamp Christen. Ekskuus, dis nou net weer ek. Maar ons lyk soos mense in die konsentrasiekampe. Geestelik is ons so maar. Want ons eet een korreltjie brood nou en dan. Eenmal 'n week, een dag 'n dag, 4 minute in die oggend, 'n korreltjie brood. Nou sê ons is geestelike reëse. Nee mens, jy moet elke dag daai woord inkry met 'n hongerhart tot jy versadig word van daai woord, totdat jy amper dik word van daai woord. Skiet vir daai lelike woord, nee, want ek is dik. Jy moet dik word van daai woord. Dis so ek en jy die woord moet inkry. Kom ons wees nie konsentrasiekamp Christene nie. Kom ons sit by die feesmaal van God. Psalm 23, hy dek vir jou 'n tafel, daar's skrifte, revelations, woorde, wat jou kan sterk maak. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie. U het nie vir ons 'n dun boekie gegee nie. U het nie net vir ons bladsye gegee nie. Here, ek dink aan konsentrasiekamp Christene. Daar's van daai konsentrasiekamp Christene wat ook net een bladsy van die Bybel het en hulle memoriseer dit uit hulle koppe uit, Here. Ons het die hele boek, Here, en ons lees dit nie, ons bestudeer dit nie, ons love nie u woorde nie. Here, ons kom vandag en ons sê, ons wil die woord bestudeer, om in ons harte bewaar, heeldag. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.